Welkom by hierdie week se Standard Bank Landbou Weervooruitskatting. Johan kyk hierdie week na die hittegolf toestande wat die Amerikaanse oes nou kan beïnvloed, onder gemiddelde reën wat dan vir die winterreënvalstreke verwag word en bo gemiddelde temperature vir die somerreënvalgebiede wat dan kan aanhou tot in die somermaande. Ons kyk na hierdie en meer in hierdie week se episode wat moontlik gemaak word deur Standard Bank en kom die graanbemarking. Ja, goeiedag. Hierdie afgelope maand het daar nogal redelik min reën oor die winterreënvalgebied voorgekom. 'n Mens dink is nog nat na al die vloede of swaar reën wat in Mei maand voorgekom het. Maar ons grane begin swaar kry. As ons kyk na hierdie kaart, dis die reënval afwyking millimeters van 7 Junie tot 6 Julie. En die breingedeeltes, ligbrein, donkerbrein, wys tussen 25-50 mm onder die langtermyn gemiddeld. Nou, ons dink daar moet nog baie vog in die grond wees, maar ons moet onthou dat baie van die Kaapse gronde is baie vlak en die waterhou vermoë is swak. So gelukkig is die damme vol vir besproeiing, maar wat droëland betref, kan daar 'n probleem begin voorkom. Kyk ons 'n bietjie op die kort termyn, hoe lyk dit vir reën? Hierdie is sommer 'n voorbeeld van daar na die Oeverbergse kant toe Caledon, reën vir die res van Julie. Dit lyk tog darm hier in die tweede of in die derde week hier van 15 tot 23 Julie, dat daar 'n klompie reën kan voorkom. Dit is steeds ondergemiddeld, want ons weet dit is omtrent maar die helfte van Julie maand se reën. En dan ook meer na die Swartlandse kant toe, lyk daar tog darm 'n klompie reën, en dit gaan baie help, maar ons sal moet reën kry vorentoe. Dis maar in die begin van die seisoen, die groot waterverbruik begin in die volgende klompie maande. Wat die res van die land betref, min reën, behalwe so rondom 13 Julie, is daar 'n kans vir reën oor Lesotho, dele van die Vrystaat, Mpumalanga, KwaZulu-Natal. So daar is 'n deel van die somergraangebied wat dalk 'n paar millimeter reën kan kry. So ons moet maar oplet dat daar tydens die stroopproses dat daar nie oop grane buitekant is in daardie periode nie. Ons hoor baie van die hoë temperature in Europa en ook in die VSA. En 'n mens weet nie altyd waar dit voorkom nie. So hierdie is wat tans gebeur. So die warm periode of die warm gebiede is meer na die Weskusse kant toe. Ons sien daar, dis meer die droër gedeeltes. Die graangedeeltes is meer na die sentraal na noordoostelike dele, so by die mere, rondom die mere en 'n bietjie af. So ons kan sien daar's redelik donderstorms wat voorkom. Dit lyk nie te warm tot op hede nie, so die hitte meer weswaarts, maar dit lyk of dit besig is om uit te brei. Ons sien hier, dis vir die periode 10 tot 15 Julie, is dit die voorspelling dat die warm toestande nou ook na die graangebiede gaan uitbrei. Maar dit lyk of dit nie van te lang duur gaan wees nie, en die kanse vir reën word redelik goed in die tweede deel van Julie, so dit lyk nie asof daar 'n groot probleem behoort te ontstaan in terme van somergrane nie. Hoe lyk die mielie, die toestand van mielies in die VSA? Nou hierdie is die laaste 4 seisoene, een vanjaar, so die rooi lyn is 2026, die kort lyntjie oor Junie, en dit is die persentasie wat as goed of baie goed geklassifiseer word. So ons sien in die eerste week van Julie was daar omtrent nog so 67% van mielies wat as goed tot baie goed geklassifiseer is. En dit vergelyk baie goed met die geskiedenis. Dis heelwat beter as 2022 en 2023 en omtrent dieselfde as 2024. So daar is nog nie 'n regte krisis nie, en ons verwag dat verdere reën gaan voorkom. So ons dink nie dat daar 'n probleem met 'n te klein oes in die VSA behoort te wees nie. En ons weet dis nou die kritieke tyd,
maar dit lyk nie te sleg nie. Opsommend begin droër word in die Kaap na die vloede van Mei maand. So bietjie beter hier tussen 20-23 Julie, maar dit lyk swakker vir die res van die winter en lente. So 'n groot bekommernis daar. Res van die land, min reën behalwe ligte reën rondom die Vrystaat of oor die Vrystaat Lesotho aangrensende dele, en daar kan ook 'n bietjie sneeu voorkom hier rondom 13 Julie Lesotho, Oos-Kaapse berge daar. Temperature begin herstel na hierdie baie koue periode wat ons gehad het, en die ryp word al hoe minder. Dis egter nie die laaste ryp van die seisoen nie, ons moet dit in ag neem, maar bogemiddelde temperature vir die res van die winter en lente, en ver bogemiddeld vir die somer. So FSA grondtoestande is tans nog redelik goed, warm toestande brei ooswaarts uit, maar heelwat reën word verwag hier vanaf die tweede deel van Julie, so ons verwag nie groot probleme daar nie. So ja, mooi loop en lekker boer. Baie dankie Johan, insiggewend soos gewoonlik. Hierdie episode word moontlik gemaak deur Standard Bank en Kom die Graanbemarking. Baie dankie dat jy ingeskakel het en sien weer volgende week.